The age of lab-grown meat has arrived in this country. The Agriculture Department just approved 2 California companies to sell chicken grown in steel tanks using cells that come from an animal egg or a special bank of stored cells. The cell-cultivated chicken will first be available at a restaurant in San Francisco and another one in Washington, D.C., owned by famed chef Jose Andres before hitting stores. Hartlike goeiemôre kykers en luisteraars, baie welkom weer eens by hierdie uitsending. Ek wil graag vanoggend wil ek 'n baie bekende onderwerp aanraak, maar 'n baie belangrike element binne die onderwerp, 'n kardinaal belangrike element, 'n element wat te doen het met jou vryheid. Dis baie belangrik wat ek met u wil deel. Dis iets wat al 'n geruime tyd op my hart druk van tyd tot tyd, al vir seker 20 jaar. Maar ek het nog nooit oor dit gepraat, oor hierdie belangrikheid nie. Maar ek voel toe nou die laaste week of 2, kom dit meer gereeld in my hart op, en ek dink omdat ons nou reg voor die feesseisoen is, wat maar gewoonlik hier van die 15de Desember, 10de Desember, rofweg tot die 10de Januarie, gaan staan die land stil, maar nie om die braaivleisviere nie. Nie om waar mense weggaan bietjie vir vakansie nie. Daar word gesels en gekuier en uitgeruil kennis en alles daarmee saam. Daar word daardie vryheid wat ons nog het met mekaar gedeel. En die vryheid wat ons nog het en wat ons graag sal wil hê as burgers van 'n land, en ek wil sê wêreldburgers, dit wat die wêreldburgerskap graag wil hê, om vry te wees, om keuses te kan uitoefen. En ek dink ons almal het gesien van 2020 met die COVID en alles daarmee saam, en die aanslag op die voedselkettinge en die aanslag op die landbou in Amerika, in Europa. Ag, kykers en luisteraars, gaan kyk maar net wat se aanslag is daar teen die landbou. Ons sien in Holland hoe die boere daar proteseer, hoe hulle die landbou probeer kortwiek, die regerings. Hulle probeer beperk en sodoende eintlik 'n mensgemaakte hongersnood gaan skep, as jy na al hierdie artikels luister en kyk, en die ingeligte ontleeders na luister. Is dit duidelik dat hierdie mense absoluut afstuur om dan nou by 'n punt te kom waar 'n hongersnood begin raak. En dan saam met hierdie hongersnood en die landbou wat so geknou word, dat die landbou nie meer kan voorsien aan die totale vraag van voedsel in die wêreld nie, dan wil hulle dit vervang met hulle mos nou, George Soros en Bill Gates, hulle se voedselvervaardigingsfabrieke en aanlegte, waar die hoender mos nou lyk soos hoender, maar as jy hom sny, dan lyk dit soos plastiek, en as jy hom so skeer, as dit so taai, rubberige besigheid. So, baie duidelik. En ons weet mos nou al dat hierdie manne is die maghebbers van hierdie eeu, hierdie Sorosse, hierdie Bill Gates, hierdie manne wat gefinansier word, hierdie bankiers van die wêreld, die rykstes van die wêreld. Die woord sê mos vir ons, Jesus het mos vir ons gesê, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, die regerings, en die maghebbers van hierdie eeu. Dis die maghebbers, hierdie manne wat al die geld het, die Illuminati, die vrymesselaars, hierdie masjinerie. Die Bybel het een mooi woord wat hy hom mee beskryf, Babylon. Ons het 'n paar woorde wat ons hom mee beskryf, nuwe wêreldorde, deep state is ook een. Ons sien dit hier gepraat van 'n doringbosregering in Suid-Afrika, wat so is, 'n mofskaap het hy hom ook by geleentheid genoem, in van sy visioene. So ons sien al hierdie dinge. Dan sien ons dat voorbereidinge, dis waaroor ek wil vinnig net gesels vanoggend, is prepping, voorbereiding. Wat mos nou 'n algemene, ja, is dit nou alweer prepping. Daar's 'n baie belangrike kardinale faset, element, wat ek wil inbring, dat u dit verstaan. Want dis baie belangrik. Want die belangrikheid hiervan is die verskil tussen om 'n slaaf te word, 'n slaaf te wees, makliker, en om nie 'n slaaf te wees nie, en vry te wees. En ons weet, Paulus het vir ons in Romeine gesê, God het ons nie 'n gees van slawerny of van vrees gegee nie, maar 'n gees van nie vrees nie, vrede, krag. Gaan lees dit maar gerus. Ek kan nie onthou waar dit in Romeine staan nie, maar dit sal nie skade doen as jy maar die hele Romeine lees nie. So hoe dit ook al sy, ons almal weet, God het gesê,
by meer as net Romeine en Paulus, dat hy ons nie 'n gees van vrees gegee het nie, maar 'n gees van oorwinning, 'n gees van krag. Wanneer kry jy 'n gees van vrees? Kom ons kyk gou na 'n scenario. Een scenario wat ons baie gaan vereenvoudig. Alles in hierdie wêreld beweeg na derde wêreldoorlog, toe die derde wêreldoorlog begin uitbreek. Dit het sekere impak en invloed op Suid-Afrika en ons kry nie meer olie nie en ons kry nie meer die brandstof soos ons dit moet kry nie. Ons kry 80% van ons brandstof of 90% en later 80 en later 70 en 60 en 40 en later staan die karre op die bilte soos hom siener gesê het. Dan weet ons, is daar chaos en anargie en revolusie en al die rumoer dan wat hier in Suid-Afrika en in die wêreld natuurlik, maar ons is nou in Suid-Afrika, wat dan nou hier sal afspeel. En in hierdie afspeel moet u onthou dat hierdie wêreldmagte het nog steeds een doel voor oë, en dis om hulle diktatorskap, die nuwe wêreldorde af te forceer op die hele wêreld, op elkeen van u en ek. Laat ons soos robotte raak, slawe raak. Daardie wat God gesê het, hy het ons nie 'n gees gegee van slawerny nie, maar ons is vry. Nou jy is nog vry genoeg om brandstof te gooi waar jy wil, om as jy wil vakansie gaan hou, nou in hierdie feesseisoen, vir jou 'n plek te bespreek, jy's vry om dit te doen. Daar's nie 'n digitale kaart wat vir jou sê, jy het nou jou begroting vir hierdie vakansie is te veel, en daar wil die kaart by die brandstof, by die derde brandstofstasie nie meer werk nie. En jy het net genoeg petrol, of hy gee jou net genoeg om terug te ry huis toe. Daardie tipe slawerny. Of jy kry 'n WhatsApp die oggend, 'n SMS wat vir jou sê, jy het te min geoefen hierdie week, jy moet 'n bietjie meer gaan stap. En ons het nou gekyk met die elektronika en die kommunikasie frekwensies en alles, dat dit lyk of daar in jou gewrigte 'n probleem is. So weet jy wat, jy moet nou maar apteek toe gaan. Ons het klaar ping, die geld afgetrek by jou rekening. Jy moet daai pilletjies gaan kyk wat farmaseutika, die wêreld, Babylon vir jou vervaardig, om jou siek te hou, net siek genoeg dat jy nog en nog moet gebruik. So, ons kan nou lekker oor al die dinge gesels, maar so wil hulle jou, vir u en vir my, vir die hele wêreld, wil hulle slawe maak. Kan u nog onthou, in die COVID-tyd veral, hoe hulle in China, hoe hulle in Australië, hoe hulle in Nieu-Seeland, hoe hulle in Engeland, mense se groentetuine gaan omskoffel het. Kan u dit onthou? 'n Groentetuin van 'n privaat persoon gaan vernietig. Hulle het nie eers die moeite gedoen, of kom ons probeer eerder sê, hulle het nie eers dit probeer wegsteek deur te sê, daar's 'n virus in die beet, daar's 'n virus in die wortels, daar's 'n virus in die kool, ons moet dit vernietig nie. Né? Soos wat hulle mos nou die verskoning gebruik vir hierdie klimaat, wêreldklimaat, van hierdie beeste moet minder gemaak word, want hulle uitskeiding is negatief vir wêreldklimaat en wat daarmee saamgaan. Hulle het hierdie verskoning daarvoor om die voedsellyne, die produksielyne van die landbou af te sny, te verminder, sodat hulle met hulle rubbervleis en hulle plastiekvleis en wat ook al dan nou die mark begin bedien. Maar wat belangrik hier is, kykers en luisteraars, is jy verloor in die proses jou vryheid. Want die ou wat daardie rubbervleis maak, as daar nie meer vleis op die rak is nie, en as net rubbervleis, dan is jy afhanklik van daai persoon. Nou dis hoe ek wil uitkom by die prepping en die voorbereiding. Baie mense, ja, daar is al baie grappies mos oral, is julle wandjies gepak, gaan julle ry, gaan julle dit. Jy moet onthou, wanneer hierdie derde wêreldoorlog verder eskaleer, wanneer ons karre op die bilte begin staan, omdat ons nie olie meer kry nie, omdat Iran, Bahrein en Kuwait en Saudi-Arabië en United Arab Emirates en Oman, die 5 wat hy gesê het, hy gaan hulle olievelde in die brand skiet, en hulle op hulle beurt weer gesê het, Israel en Amerika veral, Iran, ons gaan jou olievelde in die brand skiet. Wanneer die lot nou mekaar se olievelde skiet, dan gaan ons nou nie meer genoeg brandstof hê nie. En dan het ons mos nou chaos en anargie. Ek dink, wel vir logika, wanneer hier 'n te groot tekorte aan brandstof is, aflewerings vind nie plaas soos voedsel afgelaai moet word nie, kan u mos u self voorstel
hoe gaan daardie prentjie lyk? Nou dan onttrek en ontruim jy nou uit die stad of uit 'n gevaarlike area uit. Jy's nou ingeskakel by Suidlanders, jy's goed ingerig, jy deelgeneem aan hulle oefeninge wanneer daar was, jy weet wat om te doen, waarheen om te gaan, daar's kommunikasie en alles daarmee saam. Maar as jy nou ontruim, vlug, onttrek, noem dit net wat jy wil, en jy het jou eie voedsel vir 3 maande of meer, 3 of 6 maande of 'n jaar, het jy. Of jy nou 'n huis gehuur het saam met 5, 6 mense ergens elders waar jy kos gestoor het, maak nie saak nie. As jy jou eie voedsel het, is jy nog vry. En dis die punt wat ek wil maak vanoggend. Is hierdie voorbeeld, hierdie prepping, is nie net vir my om jou maag vol voedsel te kry nie. Ja, natuurlik. Maar van waar af kry jy die voedsel? Kom ons skets 'n scenario. Kom ons sê die United Nations. Kom ons sê die Weste of die Ooste, wie ook al. Koop ook 'n klomp tente. En koop want hulle kan. Hulle het miljarde en hulle het biljoene, dis nou Engels. Miljarde het hulle beskikbaar. Hulle het billions beskikbaar om hierdie dinge te doen. En as jy nie kos het nie, jy het nou gevlug, dis anargie, dis chaos. Nou sê hulle vir jou, maar daar is 'n verspreidingspunt van die United Nations. Jy kan vir jou daar voedsel gaan kry. Jy's onmiddellik 'n slaaf. Want as jy nie dans na die pype van United Nations nie, of daardie ou wat jou kos gee nie, dan het jy 'n situasie. Dis mense, hierdie is mos logies. As jy die vanaand se kos wat jy moet eet om te leef, jy, jou vrou, jou kinders, jou pa, jou ma, jou oupa, jou ouma, dis waar misbruik begin intree. Dis, kom ons vat 'n ander scenario. 'n gesin vlug na 'n plaas toe. Hulle het nie kos om te eet nie. En die plaasboer, dis net 'n voorbeeld, dis net 'n argumentsonthaalwe, asseblief. Sê, ja, maar doen dit en dit vir my, dan gee ek vir julle 'n lekker bord skaap, choppies vanaand en dit. Gaan jy dit doen? Waarskynlik ja. Veral as jy nie ander keuses het nie, né? Jy's daar, jy's honger, jy het nie blyplekkie, dis winter argumentsonthaalwe, dis koud. Doen vir my dit. En nou kan daar misbruik intree, want dit kan nou enigiets wees. En jy soos die Engelse sal sê, you are checkmate. Jy skaakmat. Want jy moet eet. Jou kinders huil en skree al, want hulle is baie honger. So ja, ek sal dit doen, ek sal die stukkie vir jou omploeg, of ek sal dit doen, of wat ook al, maar daar kan misbruik ook inkom. Want jy is nie selfvoorsienend nie. Jy het 'n slaaf geword. Jy's 'n slaaf van die een uit wie se hand jy nou moet eet. As jy nie, gaan jy dood. So eenvoudig is wat dit is. So, kom ons skets vinnig net 'n scenario. Chaos, anargie, mense vlug uit die stede uit wat profeties is, dis wat maar gaan gebeur. Kom in die platteland, daar's nie kos nie, want die kos, daar's miskien nie geplant nie, want daar's nie brandstof nie, want as daar net 60% brandstof is, of 40 of 30 of 60, dan is daar 40% landbou wat nie gesaai gaan word nie. So daardie voedsel is onmiddellik nie meer op die mark, 'n jaar later nie. Dis letterlik hoe dit is. So, nou kom jy met jou waantjie, of met 3 maande se voedselvoorraad. Tot jou kos op is jy nog vry. Jy saam met 'n groepering mense, saam met 'n klomp Suidlanders, by verskillende plekke in die westelike dele van die land, saamgetrek by mekaar oor groot areas, as dit nodig raak om daai getalle op een oomblik by mekaar of meer by mekaar te kry, vir welke rede in daai tyd, dan kan dit gedoen word. As jy dit anders wil doen en jy wil daai getalle wat by mekaar is nog kleiner opdeel, dan doen jy dit ook, want oral is kommunikasie. Kom ons maak nou kleiner groepies, minstens 5 of 10 kilos van mekaar af, vir hierdie en hierdie rede. Nee, kom ons maak hier in hierdie area 'n bietjie 'n groter groep, hier's 'n spesifieke projek wat ons hier moet loods of moet doen, en dan doen jy daar volgens. Jy speel dit soos wat die veld homself vir jou voordoen. Maar die punt is, as jy nie daai waantjie kos het nie, as jy nie 'n rugsak het met 6 weke se kos nie, as jy niks kos het nie, dan verloor jy 'n groot mate van jou vryheid. Ek wil amper sê alles. Want dan begin jy na die pype dans van die persoon wat nou vir jou kos gee. En dis waar ons kan sien hulle met die wêreld heen gaan. Daar gaan nie kos wees behalwe hierdie maghebbers van hierdie eeu wat die fabriek het wat plastiek en rubber kos vir jou maak nie. En as daar nie ander kos is nie, en dis al wat daar is, dan gaan die mense dit eet. En dan gaan jy begin kan manipuleer en sê,
as jy nie sis en so doen nie, gaan ek jou nie kos gee nie. En veral in anargie en chaos, om 'n voorbeeld te gee. United Nations, ek gee net 'n voorbeeld, 'n scenario. United Nations weet hier kom chaos, almal weet in Suid-Afrika kom chaos. Daar's niemand wat dit nie weet nie, glo my vry. Net die wat dit nie wil sien nie, wat die Bybel sê, daar's niemand so blind as die een wat nie wil sien nie. Net hulle sien dit nie, want hulle wil nie. Enigiemand wat bietjie navorsing doen sal weet, chaos lê voor die deur. Anargie lê voor die deur. Uit verskeie fronte en uit verskeie hoeke kan hierdie chaos môre gebeur, oor 'n maand. Tye weet ons nie. Wanneer dit gebeur, sulke chaos, is daar nie meer 'n kredieniersware, is nie meer 'n Pick n Pay waar jy net kos kan gaan koop nie. Ons het dit in Natal 'n klein voorbeeld daarvan gesien. So, as jy dan nie kos het nie, as jy nie geprep het nie, as jy nie voorberei, al is jou rede die beste op aarde, al sê jy, ek het nie geld gehad nie, ek verstaan dit. Maar verstaan dat jy dan daarmee saam jou vryheid verloor. Want as jy 6 weke of 3 maande se kos het, in daai 3 maande is jy nog vry, want jy eet. Jy hoef nie te dans na niemand se pype nie. Jy kan dan dans na jou oortuiging se pype, jou geloof. Dan het jy 'n vrywilliger wat in vrede en vry is en nie 'n vreesagtige gees het nie, want hy het nie nodig om te vrees nie, want hy vrees nie dat hy honger is nie. Hy vrees nie hy gaan môre honger wees nie, want hy het voorberei, hy het geprep. Wat jou dan nie 'n slaaf maak nie. Maar dan kan jy daardie preppergroep kan uit eie keuse sê, ons wil dit nou so hanteer. Hy kan daardie groepering kan in vryheid 'n beginsel, 'n geloofskeuse maak en toepas. En dis hoekom ek lank hieroor gedink het en besef het, dis hoekom hulle Suidlanders een van die baie redes, maar een van die baie redes is hoekom hulle Suidlanders so altyd so aangeval het. Nie net die groepering wat jou vermoë gee om jouself te beskerm in anargie en teen moordbendes en alles daarmee saam nie, maar ook die groepering en wat hulle self kan versorg, wat dan onafhanklik en vry groep is, wat dan in vryheid geopolitiese besluite en rigting kan neem. Want jy eet nie uit 'n ander ou en daarmee saam is jy nie 'n slaaf nie. So jy's vry, jy's 'n groep. Jy kan dan sê, hier lees ek die toestand, dis hoe dit tans is, ons as 'n oorblyfsel van 'n groepering, 'n volk of wat ook al, gaan die volgende, noem dit maar, politiese rigtingsbesluite, gefundeer uit ons geloof uit, gaan ons neem. Want jy's nie 'n slaaf nie, want jy's selfversorgend, want jy kyk nie in iemand anders se oë nie. En dit moet ons ook nooit vergeet, wanneer dit gaan oor prepping nie. Dit gaan nie net om te eet nie, dit gaan om vry te bly en nie 'n slaaf te word van wie ook al nie. Jy moet 'n pragtige week hê, sterkte en seën. Tot 'n volgende keer. Totsiens.